Ek wil graag saam met julle vanoggend fokus op die redelike bekende figuur in die Nuwe Testament, Judas Iskariot. Nou, ek dink dit is aan ons almal bekend dat hy was een van die 12 gewees en iemand wat so groot rol gespeel het in die pad van lyding wat Jesus Christus vir ons geloop het. Daarom op die bord het ons tema om die boodskap so 'n bietjie saam te vat, sodat ons dit in die week kan onthou en kan prakties maak in ons lewens. Judas Iskariot, wat eintlik vanoggend vir ons 'n spieël is, waarin ek en jy kan kyk. Judas Iskariot, 'n spieël vir jou om in te kyk. En ons gaan saam lees uit Lukas 22. Almal van julle wat julle Bybel saamgebring het, of miskien 'n selfoon met die Bybel op, ek gaan lees uit die 83 vertaling, Lukas 22. En kyk maar nou so vinnig wat het alles op daardie oomblik ook gebeur, wat Lukas ook vir ons hier vertel. Lukas 22 vanaf vers 1 tot en met vers 6, en dan vers 47 en 48. Die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim. Maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. En dan blaai jy om na vers 47, terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Vers 48, maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Op die bord vers 48 vir my so kernversie. Maar Jesus sê, jy's vir Judas, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Op die bord, as ons 'n bietjie saam fokus vanoggend op die karakter, die figuur Judas Iskariot. En ek dink sommer dadelik dat ek dink baie van julle het daar oor Judas gedink en by jouself gesê, maar dit is daarom eintlik 'n skelmagtige mens gewees. Judas Iskariot. En 'n mens sou nogal, as hy hier was, vir hom kon vra, maar Judas, hoekom was jy die een wat Jesus verraai het? Judas, weet ons, beteken lof. Hoekom het hy nie eintlik Jesus geloof nie, maar eerder hom verraai? En sou hy dalk miskien hier gesit het in 'n erediens vanoggend saam met hom, is daar 'n hele paar vrae wat 'n mens hom kon vra. Ek het sommer dadelik gedink aan die eerste vraag wat ek vir Judas sou wou vra is, Judas, hoekom het jy juis Jesus verraai spesifiek met 'n soen? Hoekom het jy nie maar net Jesus met 'n vingerwys uitgewys en gesê, maar daar is Jesus, neem hom maar in gevange nie? Hoekom juis 'n soen? Hoekom het hy nie maar net vir die soldate gesê, dis die klere wat Jesus sou aan hê, maar kyk jy mooi, dan het hy pas saam met Jesus aan tafel gesit. Hoekom dan juis 'n soen wat hy gebruik het om Jesus te verraai? 'n Soen is tog iets intiem. 'n Soen beteken familie. Ons is close, ons is naby. Soen beteken eerlikheid, gebondenheid. 'n Soen juis in die Bybelse tyd het beteken broederskap. En daarom praat Paulus ook elders van 'n broederlike kus.
'n soen net beteken ons is broers, ons is naby mekaar. Hoekom Judas het jy gekies vir 'n soen? Ek dink nog 'n vraag wat ek vir Judas sou gevra het, was Judas, wat het in jou lewe gebeur dat dit jou op die plek gebring het dat jy Jesus, die seun van God, verraai het? Wat het spesifiek in jou lewe gebeur? En ons weet, Judas was een van die 12. Hy was een van die 12 disippels. Hy was deel van die binnekring. Hy het die lewe met Jesus gedeel elke dag, vir min of meer 3 jaar lank. So hy was baie naby Jesus. Hy het die wonderwerke gesien van Jesus, wat ook sy goddelikheid onderstreep het. Judas, waarom jy Jesus verraai? Nou, aan die een kant is dit nou baie maklik om hier in 'n kerkgebou vanoggend te sit en dadelik vyhandige gedagtes te dink teenoor Judas. Om dadelik te dink, jene Judas, jy was darem 'n groot skelm gewees. Hy was eintlik 'n genadeloose skelm gewees. Jy kan baie gou hierso sit en dink, maar jene Judas was eintlik 'n vreeslike slegte mens. Maar ek glo van harte dat die Here self deur sy woord vanoggend vir elkeen van ons 'n spieël wil kom optel, sodat ek en jy in die spieël kan kyk. Met ander woorde, deur hierdie figuur Judas Iskariot wil die Here hê ons moet selfondersoek doen. Hy nooi ons uit. Gaan bietjie na binne. Doen bietjie selfondersoek as jy dink aan Judas Iskariot. Want ek dink dit is nogal belangrik dat ons dit sal snap vanoggend. Op die bord. Judas is eintlik baie meer soos ek en soos jy as wat ons dink. Dis maklik om een kant te skuif en te sê, maar eintlik het ek niks met Judas te doen nie. Maar as ons uitgenooi word deur die Here om selfondersoek te doen en in 'n spieël te kyk, moet ons verstaan en snap vanoggend. Judas is eintlik baie meer soos ek en soos jy as wat ons dink. En as ons 'n bietjie selfondersoek doen in ons eie lewens, dan kom ons agter dat Judas is ook eintlik in my. Judas is ook eintlik in jou. Ek ontdek gereeld in my lewe, let wel gereeld, dat ek sien raak dat in my hart is hierdie diep begeerte om Jesus te volg, sonder enige voorwaardes. Hier binne my leef 'n diep begeerte om regtig naby aan Jesus te leef. Maar dan kom ek agter, dit wat baie keer oor my lippe vloei, die woorde, baie keer dit wat ek doen en hoe ek sekere dinge doen, weerspreek eintlik hierdie diep begeerte binne in my om Jesus te volg en naby hom te lewe. En dan ontdek ek maar net, eintlik is ou Judas ook pens en potjies deel van my lewe. En so gebeur dit ook, dat ons baie keer Jesus verraai. Jy is die vorige naweek, dit is my seun hierso, met sy vriendin, en ons is tydens die naweek, is ons daar in Mosselbaai by 'n restaurant. Ons is sommer baie honger, en hulle praat deesdae van hangry. Ons is regtig baie honger. En ons bestel toe sommer 2 pizzas tussen ons paar wat saam was. En daai pizza word gaar gemaak in 'n oond, ongeveer 2 ure. Maar ons wag omtrent 2 ure lank vir hierdie 2 pizzas, en ons was baie honger gewees. En tussendeur is die kelner daar by ons, as jy jouself net gou kan voorstel na die hele episode wat daar gebeur het. Kort is hy daar by ons om vir ons te vra, maar is ons okay?
En elke keer dan kry ek nou so kansie om ietsie te sê, maar dit is nie baie mooi woorde, dit wat ek sê vir hom nie, want ons wag en ons wag en ons wag en ons raak net meer honger. By elk geval, op 'n stadium kom hy weer na ons tafel toe en hy vra maar, is ons okay? En ek sê toe vir hom weer 'n paar goed wat dalk nie hier gesê moet word nie. Maar dadelik, in elk geval toe besef ek maar, ja, wat daar gebeur en wat ek besig is om te sê, en ek wil graag ook nie hê dat die mense van NG Gemeente Hartenbos moet weet dit wat ek daar eenkant vir 'n mens gesê het nie. En toe besef ek net, ja, maar ek moet nou iets sê net om dinge net reg te maak. En ek vra vir hom, weet jy wie is ek? En hy kyk my so, ek sê vir hom, weet jy, ek werk by NG Gemeente Hartenbos. En my naam is Dominee Johan Engelbrecht. Somtyds ontdek 'n mens net hierdie Judas binne in 'n mens. En ek dink as ons bietjie fokus vanoggend saam op Judas, hierdie figuur wat ons so goed ken, en Jesus nooi ons uit tot selfondersoek, dan wil hy graag hê ons moet in die spieël kyk, elkeen van ons. Kyk in die spieël, kom in kontak met jou morele keuses, met goed wat jy baie keer daar een kan sê, waar die goeie kerkmense jou dalk nie hoor nie. Kom net bietjie in kontak saam met my, met ons gebrokenheid, ons feilbaarheid, ook as mense. Op die bord het die woordjie selfondersoek. Nou is eintlik 'n groot woord in die Bybel waartoe ons gereeld uitgenooi word, veral in die psalms en hoe die psalms ook toe geskryf is. Maar vir mense wat regtig ernstig is oor navolging van Jesus, is selfondersoek nie iets wat ons moet doen om ons in 'n plek te bring van selfkastyding nie. Nou, ek weet dit is 'n groot woord, maar dit beteken eenvoudig dat selfondersoek wil ons nie bring in 'n situasie waar ons kwaad is vir onsself, of ons gaan sit in 'n hoek met klomp shame nie. Ag, ek is so sleg nie, en die see kan my eers nie oor skoon was nie. Ek is net niks werd meer nie. Selfondersoek, Bybels gesproke, wil ons nie op by 'n plek bring van shame nie, van selfkastyding nie. Maar ek glo selfondersoek wil jou juis bring by 'n plek wat jou kan help om in 'n dieper lewe saam met Jesus te leef. Om diepgang te kry in jou navolging van Christus. Dit wil jou bring by 'n plek van 'n nuwe ervaring van God se liefde, sy deernis vir jou. By 'n plek waar ons weer sy genade en sy liefde kan ontvang in ons lewens en kan sê, soos ons vanoggend gehoor het, maar dis vir my wat Christus gedoen het. En ek dink nogal waarin Judas veral ons kan help ons om in kontak te kom met ons begeertes op die bord. Begeertes is ook 'n groot tema in die Bybel. Maar kom ons verstaan dit gou. Ons is geskape met begeertes. En ons het verskillende begeertes waarmee die Here ons ook gemaak het. Ons het begeertes vir materiële goed. Ons het begeertes vir 'n goeie loopbaan, om suksesvol te eindig. Ons het begeertes om die lewe op aarde goed te eindig, aan die einde. Ons het begeertes aan verhoudings met mense, met 'n huweliksmaat, met familie, met kinders, met skoonkinders, met 'n skoonma, met 'n skoonma. Ons het almal diep begeertes om te voel, maar ek behoort. Ek bly daar in Renosterbos, en ek dink ons het die WhatsApp groep, wat die besigste is in hierdie hele omgewing. Kyk, elke oggend vroeg is die hele Renosterbos. Is daar miskien iemand wat ook in Renosterbos bly?
niemand vanoggend nie, so ek kan oor hulle praat. Maar in elk geval, hulle praat van vroeg af, is hulle op daai Renosterbos WhatsApp groep. En kyk, elkeen het 'n mening, en elkeen het 'n siening, al verskil hy van die vorige een wat gepost het. Maar almal is regtig besig, en hierdie week, toe ek nadink daaroor, toe besef ek net, so 'n WhatsApp groep, so 'n besige WhatsApp groep, is eintlik 'n spieelbeeld van ons as mense se diep begeerte aan verhoudings met mense, om te voel ek belong, ek behoort aan 'n groep mense. Ons het begeertes wat ook fisies is, na kos en drank. Ons het begeertes ook aan rus en ontspanning. Maar hoor mooi, ons begeertes wat die Here vir ons gegee het, kan ook ontaard. Dit kan skeef draai. Net soos in Judas se lewe. Dit kan ons lewens vat op 'n baie donker pad, sonder dat ons dit besef het. Om net jou begeertes te laat gaan en te laat los. So byvoorbeeld kan ons begeertes aan materiële goed veroorsaak dat ons net meer en meer wil hê in die lewe. Ons kan gulsig raak. Ons kan jaloers raak op ander mense se goed en dit wat hulle ook ry. So kan ons begeertes wat ons ook het om te presteer in die lewe, vooruitgang, kan veroorsaak juis dat ons op 'n donker plek kom. Ten koste van ons familie, van ons verhoudings, ten koste van jou eie gesondheid. Dat jy dalk miskien net wil werk en die heeltyd net wil besig wees. Om in die spieël te kyk van selfondersoek. Het 3 goed vir my nogal uitgestaan van Judas se lewe. En ek dink dis 3 goed, ek gaan dit kortliks uit aanraak, wat ons nogal kan help om deur selfondersoek te beweeg, om by 'n plek te kom waar ek God se genadige liefde opnuut weer in my lewe kan ontvang. Op die bord, nommer 1 is, Judas kies om nie lewe te kies nie. Hy kies nie die lewe nie. Hy kies eerder om op 'n baie donker plek te eindig in sy lewe. Die van julle wat julle Bybel saamgebring het, blaai gou na Johannes 12 toe. Daai wonderlike gedeelte waar Jesus gesit het saam met Lazarus en saam met die disippels aan tafel. En dan op 'n stadium kom Maria binne en sy giet dan ook 'n halwe liter egte nardesolie op Jesus se voete. Sy salf sy voete en dan vat sy haar hare en dan droog sy Jesus se voete af. En dan is dit Judas, lees ons, wat dadelik sê, maar hey, stop so bietjie. Ons kon daardie egte nardesolie verkoop het. En ons kon baie geldjies gemaak het. Maar dan gooi hy so 'n Christelike sousie daaroor en dan sê hy, maar ons kon darm die geld gebruik om vir die armes te gee. En dan op die bord lees ons, dit het hy, dis Judas Iskariot, gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehaat en het van die bydraes gevat. Hy het die beursie gehaat. Hy het Jesus se beursie hanteer. En sy begeerte om net meer en meer te wil hê in die lewe, het hom juis op 'n baie donker pad gebring. Hoor jy iets daarvan? Ons begeertes kan dit ook met ons lewens doen. Maar volgens Genesis weet ons dat ons as mense is baie goed geskape deur die Here. So ons het 'n vermoë ook om te kies vir lewe. Ons het 'n vermoë om te kies vir eerbaarheid, vir eerlikheid, vir goedheid in die lewe. Maar ons almal wat hier sit weet, dit is nie maklik nie.
Ons ken mos daai bekende woorde van Paulus op die bord, as hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek juis nie graag wil doen nie, dit doen ek. En hy sê, ek vind hierdie wet binne in my. Dis hierdie stuk konflik wat ons almal het. Maar met God se krag, met sy genade, kan ons goeie keuses uitoefen. Te midde van ons begeertes, wat soms ons vat op donker paaie, waarop ons graag nie wil loop nie. Maar nog iets wat my nogal regtig getref het, wat ons regtig kan help, deur ons selfondersoek, om by 'n plek te kom waar ons God se genadige liefde kan ontvang in ons lewens, is Judas op die bord, benut nie 'n nuwe begin nie. Hierdie nuwe begin, benut hy nie regtig in sy lewe nie. Ek dink dis in die hele lydenstyd, die wonderlike boodskap, kan ek sê die groot boodskap, wat ons oor en oor gehoor het, dat as gevolg van God se barmhartigheid en sy genade, word sy vergifnis uitgestrek na alle mense toe. Dis die groot boodskap in lydenstyd. 'n tweede kans, nee, 'n derde kans, 'n 5de kans, 'n 10de kans, 'n 50ste kans is beskikbaar vir elke mens. Dis die evangelie in lydenstyd. Vir my so treffend op die bord, Jesus se bekende woorde in die bergrede. En hy praat daar oor sy Vader. Hy sê, hy my Vader, laat immer sy son opkom, sy son, oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. God se barmhartigheid, sy genade, stroom, sien jy, na alle mense toe. Alle mense kan 'n tweede, derde, vierde kans ontvang. Toe ek daaroor nagedink het, toe dink ek by myself, dis eintlik so jammer, dat baie van ons, en dalk mense wat ook hier saam met ons sit in die kerkgebou, wat groot geword het, juis met 'n transaksionele idee van God. Nou klink eintlik 'n baie groot woord, maar dit beteken maar eenvoudig 'n idee waarmee baie van ons groot word, dat God se goedheid is eintlik afhangende van my goedheid. So as ek nou by myself dink, ek doen dan baie vir die Here. Ek gebruik my tyd, en ek gebruik my geld, ek gebruik my gawes om die Here te dien. Dan dink ons baie keer, maar eers moet die Here dan ook nou iets goeds doen vir my. Dit lyk vir my, dis 'n transaksionele verhouding met die Here. En ons sien, dit is nie hoe die Here werk nie. As ons Jesus volg tot by die kruis, dan sien ons daar aan die kruis, hy absorbeer alle boosheid van die hele mensdom op hom. En juis in hierdie tyd hoor ons weer oor en oor op die bord dat Christus was sonder sonde. Net weer op die bord daai bekende teksvers van Paulus. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Dis tog aan die kruis op die bord, sit hom gou vir ons op, wat ons in hierdie afgelope tyd oor en oor gehoor het. Jesus se bekende woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis eintlik 'n stelling wat nie heeltemal waar is nie. Jesus kon gesê het, Vader, vergeef hulle, want eintlik weet hulle deksels goed wat hulle gedoen het, toe hulle hom aan 'n kruis gehang het. Maar hoor daai woorde, Vader, vergeef hulle, vergeef hulle.
En indien jy weer dink oor hierdie woorde, bekende woorde van Jesus, en jy kry net weer 'n prentjie van Christus aan die kruis, dan sien jy as dit ware God se barmhartigheid, sy genade, wat uitgestrek word na elke mens. Elke mens. Dis waarvoor Jesus sterf. En dan die laaste gedagte wat ek optel by Judas Iskariot, wat ons kan help met ons selfondersoek, sodat selfondersoek ons kan bring by 'n plek waar ons weer God se liefde, sy genade kan ontvang in ons lewens. Op die bord is Judas was bitter spyt. En tog ontvang hy nie genesing nie. Tog ontvang hy nie heelheid nie. Ons lees tog dat Judas baie spyt was oor dit wat hy gedoen het. Op die bord lees ons toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde. Toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai, maar hulle antwoord hom toe, wat het ons daarmee te doen? Dis jou saak. Ons ken ons daai bekende woorde, jou saak is jou saak, sê daai familiehoofde vir hom. Dis nou jou saak. Wat is die tragiese van die Judas verhaal? Vir my nogal die tragieste is van hierdie verhaal van Judas, is dat hy soveel geleentheid gehad het by Jesus, om met Jesus te praat, om by Jesus genesing te ontvang, om by Jesus die groot geneesheer heelheid te ontvang, vergifnis te ontvang, en hy het dit nooit werklik toe gebruik nie. Ek dink dit is nogal die tragiese van die Judas verhaal. Hy het nooit op 'n plek gekom waar hy genade ontvang het nie, waar hy heelheid, waar hy vergifnis ontvang het nie. En wat gebeur in sy lewe? En dit is my ook nogal so tragies. Hy besluit self, God gaan my verseker nie vergewe vir dit wat ek gedoen het nie. Daarom hang hy homself op en hy neem sy eie lewe. Hoe maak ek en jy oop dat ons God se vergifnis, dalk miskien op 'n nuwe manier, sy heelheid, sy genesing kan ontvang? Dit loop deur die pad van belydenis, om te erken, om in kontak te kom met jou gebrokenheid, jou tekortkominge, jy foute wat jy baie keer maak, daai afdraaipaaie waarvan Koos Du Plessis sing, wat ek ken, maar wat ek elk geval gevat het, wanneer ek in kontak daarmee kom en dit bely. As jy miskien tyd inruim vanmiddag, kyk weer na die bekende Psalm 51 van Dawid, waar hy uitkom met die sak patats voor die Here, en dan bely hy sy gebrokenheid, na die oorspel met Batseba, en die moord op Uria. Dan sê hy vir die Here, Here, U is reg, ek het gesondig, nie soseer teen ander mense, maar teenoor U, Here. En dan gaan hy so aan en hy pleit vir genade. En dan is my so treffend op die bord, vers 14. Laat my weer op 'n plek kom waar ek blydskap kan ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Bring my weer op 'n plek waar ek U met toewyding saam met U ook kan leef. Hoor gou weer vanoggend, daar is niks, maar niks wat jy kan doen wat jou buite die genade van God kan stel nie. Daar's niks nie. Het jy het gehoor, daar's niks nie. En daarom nooi dit ons ook uit om in hierdie tyd, lydenstyd, tyd in te ruim vir selfondersoek,
met die oploop na Goeie Vrydag, ruimtyd in, ergens net by die Here. Want weet julle, dieselfde ding as wat met Judas gebeur het, kan ook met my gebeur, kan ook met jou gebeur. Ons kan weet van God se genade, sonder om sy vergifnis te ontvang, sonder om sy genesing te ontvang in my lewe. En ek ontvang dit deur belydenis. Maak tyd daarvoor. En dalk wil jy eenvoudig 'n A4 bladsy vat, eenkant gaan sit, dalk miskien op die strand, en skryf dit neer soos dit by jou hart opkom. Skryf neer iets van jou gebrokenheid. Skryf jou eie Psalm 51 neer. Skryf jou eie woorde, soos wat dit uitkom uit jou hart uit. Praat met die Here, en hoor dan, dat die Here vir jou sal sê, Jesus staan reg, om vir jou heelheid te gee, om vir jou gesond te maak, om jou weer te herstel, om weer vir jou daai blydskap te gee in jou lewe, van iemand wat verlos is deur die Here Jesus Christus. Luister na daai woorde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen. Dankie Here Jesus dat U self hier teenwoordig is vir oggend. Dankie dat U self hier teenwoordig is deur die bediening van die doop. Daarmee dat ons ook saam met hierdie doopouers ook kon antwoord. En dankie Here dat U deur die woord gekom het, deur die Gees, met hierdie bekende Judas storie, dat U ons kom uitnooi het vir selfondersoek, om die spieël as dit ware op te tel en onsself te spieël, om die vergrootglas dalk bietjie te plaas op goed wat ons eenkant hou, waaroor ons nie graag praat nie. Dalk was dit miskien foute in die verlede, waarmee ons nog steeds worstel, en hoop maar net dat die mense dit nie gesien het, of gehoor het nie. Maar dankie Here dat ons met U kan praat, dat ons dit kan bely. Selfondersoek wat lei tot belydenis, sodat dit ons weer by 'n plek kan bring, waar ons U barmhartigheid, U genadige liefde kan ontvang in ons lewens, sodat ons dit ook al meer en meer kan ervaar. Amen.